Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil net weer eens vir elke liewe persoon wat gekies het om finansiëel in ons bediening betrokke te raak, baie dankie te sê. Weet net dat jou bydrae maak 'n verskil in God se koninkryk en ook in my en Ina se lewens. Ek wil vandag weer 'n bietjie met jou gesels oor finansies in God se koninkryk. Maar voor ek met dit begin, wil ek dit net duidelik maak. Ek's nie besig om te bedel vir geld nie. God is my bron en ons het meer as genoeg. Ons het brood, maar ons het ook genoeg vir saad. Hy gee nog altyd meer as genoeg. En dis nog altyd God se hart in alles, om my en jou so te seën, dat jy 'n seën kan wees. Hy wil net jou koppie vol maak nie man, hy wil jou koppie laat oorloop. En dan wil hy jou met 'n groter koppie kan vertrou, totdat hy later vir jou 'n beker kan gee. Maar hy wil steeds hê dat daai beker ook sal oorloop, sodat hy deur jou ander mense om jou kan seën. Ek weet nie of jy al stil gestaan en daaraan gedink het nie, maar niks wat jy nog ooit ontvang het, het uit die hemel uitgeval nie. God was die oorsprong, maar hy het mense gebruik om dit by my en jou uit te kry. En so wil hy jou ook kan gebruik om ander om jou te kan seën. Hy wil op 'n plek met jou kom dat jy jou brood sal eet, maar jou saad sal saai. En nie jou saad saam met jou brood opeet nie. Maar hier is ook hoe vol liefde en goedheid hy is. As hy jou kan vertrou met meer saad, sal hy ook jou brood vermeerder. So ek wil vandag begin om met jou te gesels oor die baie sensitiewe onderwerp van tiendes. En ek weet, finansies onder gelowiges is al reeds 'n sensitiewe onderwerp. En dan as jy nog begin praat oor tiendes, dan slaan meeste mense se ore toe. En ek weet nou nie of dit jou sal laat beter voel nie, maar ek was ook daar. As die dominee of die pastoor begin praat het oor geld, dan was my eerste en laaste gedagte net voor my ore toeslaan, waarvoor soek jy nou weer van my geld? Ek het nie eens genoeg vir myself nie, nou wil jy hê ek moet nog vir jou ook sorg. Maar tiendes is nie God se plan om jou te verarm en die pastoor te verryk nie. Dit was nog nooit sy hart nie. Jou hemelse Pa se hart is nie om die bietjie wat jy het by jou te vat nie. Sy hart is om jou hart los te maak van geld, sodat hy jou hele hart kan hê. En as hy sien hy het jou hele hart, dan moet jy vashou, want sy hart is ook om jou uit jou sokkies uit te seën. Nou waar kom ek hier aan? Bly saam met my na die baie bekende gedeelte van Maleagi 3 vers 10 toe. En ek lees uit die 2020 vertaling. Hy begin deur te sê, bring die volle tiende na die voorraadkamer, sodat daar voedsel in my huis kan wees. Let op hoe hy hierdie sin begin met bring. Jy betaal nie jou tiende soos wat jy jou huis of jou kar of jou eetkersrekening betaal nie. Jy gee tiende. Dis nie 'n rekening wat jy betaal en die boksie aftik nie. Jy bring dit vir hom. Maar dan sê hy vir ons, waarvoor is die tiende? Bring die volle tiende na die voorraadkamer, sodat daar voedsel in my huis kan wees. Sodat daar voedsel in my huis kan wees. Sodat daar voorsiening in sy huis kan wees. Dis waarvoor die tiende is, om die wat in sy huis werk, om hulle te voed. En wat gebeur in 'n huis? Mense word gevoed en versorg daar. Hierdie antwoord dan die baie belangrike vraag van waar gee ek my tiende? Waar jou gees ook al gevoed en versorg word. Jy eet tog nie by McDonald's, maar dan loop jy oor die pad en betaal by KFC nie. Nee, daar waar jy eet, daar betaal jy. So die bediening wat jou voed, gee daar, sodat God hulle kan voed. En moenie die vleeslike fout maak en kyk na die kerksgebou of wat se kar die pastoor ry en dan besluit jy, as daai pastoor so 'n blink kar kan bekostig, dan gaan ek nie vir hulle gee nie. Hulle het klaar genoeg. Hierdie teks sê niks daarvan dat jy die huis moet oordeel waar jy gee, of dat jy moet gee wat daar armoede of rykdom is nie. Gee waar jy gevoed word. Jy gee vir God. Jy gee nie vir mense nie. Hoe die mense met die geld werk wat God aan hulle toevertrou, is tussen hulle en God. Dit het niks met my en jou uit te waai nie. Moenie God speel en besluit jy gaan nie by jou geestelike tuiste gee nie, want jy stem nie saam met oor hoe hulle finansies hanteer nie. Dit staan nie in hierdie teks nie en dit staan ook nêrens anders in die woord nie.
wees jy gehoorsaam aan God. Dis hoe jy die belofte van die res van die teks gaan ervaar, deur jou gehoorsaamheid, omdat jy hom liefhet en omdat jy vir hom wil toon dat geld nie jou baas is nie. Geld het nie jou hart nie, maar hy het. Ek gaan vir eers net hier eindig vir vandag. Ek dink hier's reeds meer as genoeg om oor te kou en na te dink. En as die Here wil, dan gaan ons môre verder met hierdie teks. Maar maak hierdie saak tussen jou en God uit. Begin hieroor mediteer en bring jou tiende na sy huis toe, sodat die wat jou voed, dat hulle ook gevoed kan wees. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie weer eens dat u woord kom waarheid spreek in ons harte. Mag ons geloof gebou en versterk word deur die krag en die lewe van u woord. In Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.